Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gesels vanoggend met Larry Morris. Hy is Husqvarna se Weskaap area bestuurder en ons gesels 'n bietjie oor die noodsaaklikheid van jou grond regkry vir die oes. Larry, good morning en goeiemôre. Goeiemôre Doopie. Ek het gehoor jy is totalig, ek maak maar net seker. Ja, Larry, dat so jy kan mag maar. val ons nou hierso sommer so in. Luister, kom ons begin gou by die begin. Goeie grondvoorbereiding is baie belangrik. Die eerste stap tot 'n suksesvolle oes. Hoekom is dit? Wel, voordat sade wortels kan skiet, moet dit grond gereed wees van antieke lande tot moderne plase. Hierdie waarheid is oor die eeue heen oorgedra. Van grondgereedheid bly die eerste stap na elke suksesvolle oes. Hoorie, en wat beteken dit as jy sê mens moet die terrein verstaan sodat jy begin ploeg of spit? Ja, Doopie, dit gaan nie oor skoonmaak van grond nie, maar ook oor die verstaan van jou terrein. Die keuse van die regte gereedskap en die skep van toestande wat gewasse die beste moontlike begin gee. So as jy agter jou grond goed behandel, sal dit jou terugbetaal met gesonde plante en ook sterker opbrengste. So die groot vraag nou is, as jy die verkeerde implemente gebruik om jou grond te bewerk, kan dit nadelig wees vir jou oes? Ja, natuurlik. Gesonde grond ontwikkel in laag. Om daardie laag nodig op te breek kan meer skade doen. So die meeste gevalle is dit genoeg om net die boonste 5 tot 8 cm om te draai en fyn te teel. En dit is sal vir jou lug en water en voedingsstowwe aanmoedig om veilig te sirkuleer. So vir dit het ons 'n ligte wat ons noem 'n tiller beskikbaar. Met hierdie tiller kan jy tussen jou boorde en jou tonnels rondbeweeg en dit sal ook dan nie bydra tot grondverdigting. So Larry, as 'n mens nou op 'n nuwe stuk grond is of jy gebruik dalk huurgrond vir die seisoen om te plant en jy ken nie noodwendig die samestelling van die grond nie, wat is die beste manier om seker te maak dat jy weet wat se implemente om te gebruik en wat die grond nodig het? Wel, jy bewerk die grond wanneer dit klam is, nie te nat of te droog nie. As dit oorbewerk word met nat grond, dan veroorsaak dit klonte en dit kan die struktuur daarvan beskadig. Terwyl drooggrond net in stof verander. 'n Eenvoudige toets is net om jou handvol grond te druk. Hou hom so liggies, druk hom so liggies, hy moet sy vorm liggies behou en dan verkrummel wanneer hy gedruk word. Lente is gewoonlik die beste tyd om hierdie te doen. So ons het 'n hele verskeidenheid van ploegmasjiene, van ons heel kleintjie na ons heel groote wat omtrent so 'n hektaar per dag kan doen. So wanneer dit nou kom by fyn saadbeddings, hoekom moet mense die grond te diep omdraai nie en watter diepte word aanbeveel vir fyn saadbeddings? Wel, as jy nou fyn saadbeddings doen, soos ek nou voorheen gesê het, so 5 tot 8 cm is genoeg om oor te werk. En jy wil nie te diep gaan nie, want as jou gesondste laag is daai 5 tot 8 cm, jy sal meer skade doen as enige goed. So ja. Nou, watter tekens wys dat die grond dalk verdig is en dat 'n dieper bewerking nodig is? Verdigte grond kan wortelgroei beperk en waterabsorpsie dan verminder. So as jy swak dreinering of vertraagde plante opmerk, is dit dalk beter om dieper te grawe. En 'n kragtige wat ons noem 'n rear-time tiller sal dan goed werk vir jou, want hy's baie aggressief. So dit sal jou grond belig en dan wortels ruimte gee om te floreer. En waarom is dit dan so belangrik ook om reguit lyne en konstante passe met 'n grondbewerker te maak, veral wanneer dit kom by hellings? To be consistency is die sleutel, soos hulle sê in Engels. Wanneer jy grondbewerking bewerker gebruik, werk in parallellyne oor die land. Moenie jou handvatsel forceer, laat die masjien die werk vir jou doen. En dan op hellings werk dwars eerder as om op en af te gaan om water afloop en erosie te vermy. So ja. So Larry, ons gaan nou nog 'n paar goedjies bespreek oor grondbewerking voor jou oes. Dis Larry Morris, hy is Husqvarna Weskaap se area bestuurder. Ons gesels 'n bietjie oor wat het jy nodig om te doen met jou grondbewerking voordat jy enige saad in die grond druk. Nou eers tyd vir die Groot Plaas kalender.
Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gesels vanoggend 'n bietjie met Larry Morris, hy's Husqvarna Weskaap se area bestuurder en ons gesels oor hoe belangrik is grondbewerking voordat dit tyd kom om te plant. So Larry, net voor die breek het ons bietjie gesels nou oor dieptes, voggehalte van jou grond voordat ons implemente gebruik om seker te maak dat die grond is reg. Maar wat behels die no-dig metode en hoe kan organiese materiaal soos kompos en deklaag grondvrugbaarheid verbeter? Jy hoef nie elke eer voor versteur te word nie. Verbedings wat reeds gesond is kan die laag van organiese materiaal soos kompos, mis, grassnysels of deklaag bo-op natuurlik vrugbaarheid verhoog. Met verloop van tyd sal eerdwurms en mikroobes hierdie voedingsstowwe dieper in die grond trek. So Larry, dit is nou een van daai situasies van enige tyd wanneer 'n mens met 'n implement werk of power tools soos wat hulle sê, is daar veiligheidsmaatreëls wat in ag geneem moet word. Wat is hierdie veiligheidsmaatreëls wanneer dit kom by grondbewerkingstoerusting spesifiek? Vir ons as veiligheid kom nommer 1. So daar kan nie shortcuts wees as dit nou kom by veiligheid nie. Vat eerder jou tyd, as jy jou masjien ken, as nommer 1, jy moet jou masjien ken. En ons masjiene word ontwerp met veiligheidskenmerke soos spoedverstellings en ook wat hulle noem 'n deadman switch. So as die masjien beheer verloor, daai tipe ding, dan kan jy die masjien laat los en dan sal hy op sy eie stop. En maak ook seker as jy om kinders werk, dat hulle, jy weet, op 'n afstand wegstaan van jou af. En wanneer jy begin, maak seker dat jy al jou klippe verwyder het, jou draad en tipe goed wat in die pad is wat jou veiligheid sal affekteer. So Larry, as mens nou kom by, jy weet, die tyd wat jy die grond moet bewerk, hoe kies ons die regte implemente? Jy kyk na jou grond. Jy kan nie net met 'n tiller wat hulle noem virgin soil ingaan nie. So grond moet daarom eers klam wees voordat jy dit bewerk. Van hierdie masjiene, daar's 2 tipe. Ons het van die heel kleinste masjien wat wat hulle noem veggie patches gebruik word. So dit kan in tonnels gaan en daai tipe ding. En dit is ook 'n groter masjien. Met hierdie groter masjien kan jy dan nou 'n PT opsit en weet as jy nou kyk na agter 'n rear-tine tiller, dis 'n tipe masjien wat jy sal gebruik as jy nou baie harde grond het. So met daai tipe masjien wil jy eers jou boonste kors breek en dan kan jy dan met 'n tweede keer deurgaan en dan kan jy nou dieper en harder werk met die masjien. So ek neem aan dat julle as 'n maatskappy, julle gesels ook gereeld met die boere, kry terugvoer vir nuwe implemente wat julle besig is om te ontwikkel ensovoorts, maar in die laaste ruk, as ons dink aan tegnologie en hoe dit verander het, hoe het dit grondbewerking vergemaklik? Wel as jy kyk, Husqvarna is oor die 300 jaar oud al. So hulle het al begin met gewere en hulle het nou hierdie hele ding geheim gevat nou na wat ons nou noem, ons is nou groot in die light ag. So as jy kyk na tegnologie, weet hierdie masjiene, het word deur toetse gestit en ons is in Suid-Afrika en die Swede stuur hulle masjiene na ons land toe om meer van hierdie toetse en R&D te doen. So ek moet sê ons is nogals voorreg om dit te hê. So wil jy vir my sê, die Swede het nie genoegsame kondisies daar om alles op die proef te stel nie? Ja, ons het die eerste van alles. Ons het reën, ons het koue, ons het in die woestyn het ons daai warme weer ook. So ja, so hulle kyk na al daai kondisies. Klink maar soos die crime in ons land op die oomblik. Nou, slotgedagtes as dit kom by die voorbereiding van grond, wat kan jy vir ons boere en ons kykers vertel? Kyk eerstens na die vochtigheid van jou grond, nommer 1. So jy moet dan kan bepaal wat se masjien jy gaan gebruik, hoe jy dit gaan nader. En ook wat hellings, as jy hellings het waar jy moet werk. So jy wil nie net op en af gaan nie, jy wil eerder dwars gaan om waterafspoel afloop te vermy en ook gronderosie. So dis basies die kondisies wat jy moet na kyk en die goedjies wat jy nou moet kyk. En dan kom ons praat gou net 'n bietjie oor die regte vrae wat die verbruikers moet vra wanneer dit kom by hierdie toerusting, veral die aankoop van hierdie toerusting, dalk hier van hierdie toerusting ensovoorts. Wat is nodig om te vra of vir jou hoe kan ek sê die persoon wat die area bestuurder is, wat se tipe vrae moet hulle vra om seker te maak dat hulle kry die regte produkte vir wat hulle nodig het? Toepie, eerstens, jy moet uitvind wat presies wil die persoon doen. Is dit 'n tipe veggie patch wat hulle wil doen? Is dit om onkruid te bewerk? En wat die area, hoe groot die area is? Want sê ons het van ons heel kleinste masjien wat omtrent 1000 vierkante meter kan doen,
tot 'n masjien wat 1 hektaar per dag kan doen. So afhangende van wat dit is, jy weet, so as jy kyk na opkomende boere of mense wat nou bietjie van 'n groter plekkie wil doen, sien net vir plante en jy kan ook dan groter kampterreine ook dan bou met dit. So jy moet net vra wat die persoon wil doen en dan kan jy dan die regte masjien verskaf aan die persoon. Jy het nou 'n interessante term genoem, light agri. Wat presies is dit? Kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? So light agri basies is 'n kleiner weergawe van groot boerdery. So ons kyk na waterpompe, ons het waterpompe, ons het spuite, ons het dan ons stillers en daai hele reeks goedjies. So dis basies wat ons nou as light ag beskryf. En al hierdie implemente wat gebruik word vir die light ag, is dit alles handtoerusting of kan 'n ou daar 'n bietjie terugsit en net die petrol trap ook? Nee, kyk, meeste van die goed is as diesel aangedrewe masjiene, petrol ook het ons en dan het ons ook 'n batteryreeks. Ons het 'n hand aangedrewe masjiene wat ook soos 'n tiller beperk word. En ja, so basies ons het die hele reeks. So mense is welkom om altyd, jy weet, kontak te maak met my. Hulle het my kontakbesonderhede. So ja, en ons gaan gewoonlik uit en gaan kyk na die behoeftes van die kliënte. Larry, hierdie tipe batterymodelle wat mens gebruik op hierdie implemente, net gou vinnig, ons het so 45 sekondes. Is dit 'n populêre opsie in Suid-Afrika? Is baie meer mense op die oomblik kyk hulle na hierdie tipe goed? Loopie, hierdie battery ding tel nou baie op. Jy kyk nou na skole waar geraas 'n probleem is, ouer huise, maar hulle sê mense in ouer huise kan nie lekker hoor nie. So ek weet nie of dit 'n probleem is nie. Maar ja, so ouer huise, weet waar hulle noem dit green space. So waar daar green space is, waar mense nie gewoonlik hierdie lawaai nie, maar ja, so dis waar dit nou inkom met ons batteryprodukte. Nie so lelik wees met ons ou kykers nie, hoor Larry. Ekskuus, ek vra om verskoning. Larry, dankie vir jou tyd vanoggend my vriend. Ons waardeer dit. Dis Larry Morris, Husqvarna Weskaap se area bestuurder. Ons het 'n bietjie gesels oor voorbereiding van die grond, die regte implemente en dit alles voordat ons iets in die grond druk. Is groot plaas gewees vir vanoggend. Hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan sien jy weer môre.